Aanvaar God se wil. Die grootste oorwinning in 'n mens se geestelike lewe gebeur nie eintlik wanneer jy beheer kry nie. Dit gebeur wanneer jy beheer laat gaan en God radikaal vertrou. Een van die mees aangrypende oomblikke in die Bybel is Jesus se gebed in die tuin van Getsemane. Hy bid voor sy kruisiging volgens Lukas 22 vers 42. Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Nou, dis 'n gebed van radikale vertroue. Jesus erken die pyn, die vrees, die onsekerheid. Hy besef lyding en dood wag op hom. En tog kies hy om nie vas te klou aan beheer nie. Hy kies aanvaarding. En let op dat hy nie aanvaarding kies omdat hy magteloos is nie, maar omdat hy sy Vader se hart ken. Ons wêreld vandag voel eintlik maar soos 'n voortdurende tipe Getsemane. Die nuus vertel van mense wat alles verloor, van verhoudings wat skeefloop, allerhande sulke slegte nuus. Ons beleef dinge wat ons voel, dalk het dit dan eers ons toestemming nodig voordat dit met ons lewe moet gebeur. En soms wonder mense of God iets teen hulle het dat dinge so sleg verloop. Maar Jesus wys 'n ander houding teenoor die lewe en teenoor God. Aanvaarding is hierdie houding en dis wat jou innerlike vryheid herstel. Selfs moderne sielkunde bevestig hierdie waarheid. Huys en ander verduidelik dat aanvaarding jou bevry van die stryk van emosionele vermyding en jou help om werklik te floreer. Aanvaarding verander die situasie nie, dit verander jou. So kies een ding waaroor jy nie beheer het nie en sê dan vir Jesus en soos Jesus: Here, nie my wil nie, maar u sin, laat u wil geskied. En let op hoe jy begin vry voel, hoe jy begin hoop kry. Jy kry weer energie om nuwe moontlikhede te sien en jy kry veral vertroue in God. Leef geïnspireerd.